en welkom by nog 'n uitsending van Stoom saam met Oom Sit. Coach, hoe gaan dit daar? Hallo, Oom Sit. Ja, is lekker om terug te wees. Verlede naweek wat ons glad nie op die, maar as gevolg van omstandighede, maar ons is terug en ons wil vir die mense almal sê lekker kyk, want vanaand is weer 'n propvol program. Ja, Coach, is dit verlede week was ek so 'n wegbreek gevat. My dogter was daar so by Potchefstroom en toe het ek my vaderlike plig nagekom. Maar ek het toe sommer net weggebreek vir 'n week en 'n half. En is baie keer goed verstaan, dit doen jou siel goed. Om net in 'n ander omgewing te wees en ander mense te gesels. En ja, van my kant af wil ek weer eens sê vir elke persoon wat ingeskakel is, ons waardeer vir julle, want sonder julle kan hierdie program, is dit niks. Yes. Daar was goeie rugby wat plaasgevind het verlede naweek. Om sit goeie rugby. So net môre vind die volgende bets plaas. Dis natuurlik rond te 5. Gaan ons deur die uitslag gaan vir verlede week? Ja, ons kan net vinnig sê, jy kan net vinnig vir ons daarso sê hoe die goed gelyk het daarso. Ek sal self gou aandui wat Safkol gemaak het. Ek sien Safkol het daar gewen. Daarso by Paaste 30-3. Maar ek verstaan dit was maar 'n flow wen. Julle kon nie 'n bonuspunt kry nie. Ek wil nou nie vir jou op die spot sit nie. Coach A. Nee, sit op die spot. Maar nee, ek wil nie op die spot sit nie. Al wat ek sê is 'n bietjie teleurstellend gewees. As jy die Safkol wat ek ken nie, 6 punte in die tweede helfte, 2 flow, papflow strafskoppe. Ek kan nie dink hoekom 'n mens strafskoppe vat en jy wil 'n bonuspunt hê nie. Maar okay, ek hoop en vertrou dat hierdie kritiek sien die spelers as opbouende kritiek. Ek sê altyd ek blameer nie coaching staf wat op die veld gebeur nie. Want 'n coach het die spelers reg geleer. En dan moet hy spelers dan gaan toepas daar so op die veld. Dis dieselfde beginsel wat ek maar voor by die driving school. Mense sê altyd vir my gaan die mense dryp of slag. As ek jong, leer ek nou die mense om te gaan dryp. Ek leer vir jou om te gaan slag. Maar ongelukkig is dit amper soos die dood. Niemand anders kan jou dood deur hy doodspoort gaan nie. By die driving school is jy moet jy die toets slaag by die traffic department. Selde vir my verstaan 'n speler. Die coach kan hom alles wys en leer in die week wat om te doen. Maar as jy daar op die veld gaan, dan moet hy gaan toepas. So ek hoor baie keer as dinge verkeerd gaan, dan wil ons die coach blameer. Ons wil baie keer een speler blameer. Nee, dit is 'n team. Rugby is 'n team. Is 'n teamsport, coach A. So ja, ek moet regtig waar, jy weet, Safkol is een van my spanne. Lê my na in die hart. Maar die gechommel verlede week, kom asseblief manne. Julle weet groen beteken lewe, staan op. En môre wanneer julle daar so my ander team aanvat, die tiere, kom ons speel lekker man. En wees lekker met mekaar. Dit gaan 'n lekker game wees om sit. Wat? Dit gaan 'n lekker game wees. Goeie rugby. Ek dink jy sê dit 'n lekker wen wees. Nee, dit gaan goeie rugby wees. En baie beslis, it's going to be a dog fight, soos die manne sê. Maar ons Safkol is fighters. Hulle is warriors in hulle harte. So kom ons hoop vir die beste. Ja, ons gaan net op praat oor die game. Ons gaan net gou hierdie ek sien Garabou Botterrivier het ook 'n bietjie gesukkel. Ek vir my snaaks verbasend 24-19 op Garabou. Ek het beter verwag van Botterrivier met daai groot aankopers, daai sterresbeleide spelers wat daar is. Maar dit lyk vir my coach A dat hierdie liga veral in die Oeverberg, die dinge gaan netjies so. Want self sien ek Houston, daar so 10 verlies door. Yes. Dat was ook maar 25-18 telling. Yes, hulle het ook nie 'n bonus point gekry nie. Ons het ook nie die bonus point gekry. Caledon lyk my 1 bonus point gekry. 1 punt gekry. Hulle wedstryd is net Botterrivier wat die 5 gekry het, soos wat hulle mense graag najaag. Nee, maar Caledon het 1 bonuspunt uit verloor. Ja, wat ek bedoel is, as ek kyk na die punte wat die top 4 spanne gekry het,
in die top 4 is dit een wat 5 gekry het en dis ook maar een reg bo lê. Ja, gaan gou verby die ander 3. Ja, Verliesdorp, Boston, dit was 'n taai enetjie. Die toeskouers daar van Boston het baie te sê gehad op sosiale media rondom daai wedstryd. Maar dit is enetjie wat hulle deurgehak het en dis nou verby. Is agter die rug. Nou is hulle terug in die bos. Volgende week of môre, maar voor ons daar kom, die verrassing vir my van die naweek. En ek bedoel dit Zullen ze lillekie? ja, verkeerd nie man. En dit is natuurlijk die Kleinmond Universal Stanford wedstrijd. Chris Swarts het vir my die oggend 'n boodskap gestuur. Hy sê vir my, is mistig hybridisee. Nou daai mistigheid sê hy vir my, voorspel 'n geheimsinnigheid onder die Kleinmond span. Hy sê ons doen dinge, jy kan nie ver vooruit sien nie. Ons doen dit nou onder die mis, onder die dekmantel van die mis, en dit gaan geheimlik wees wat vandag gaan openbaar word op die veld. En vragies. Elvisa, nee jong. Nou daar. Huh? Hoe lyk dit my? Jy by jou eie goed daar so, seker sout teruggooi. Dink hulle is mis. Ja, hy het gesê hulle gaan 'n enetjie deurtrek, Elvisa en natuurlik baie breedelik kon hy enetjie vat. Dan die ander wedstryd wat natuurlik 'n titaniese stryd was die enetjie daar op Genadendal omsit. Genadendal 20, Seahawks 22 en daai was Seahawks se eerste oorwinning in die groot uitdaag 2025. Ja, maar weet jy wat vir my baie interessant is nee, dit lyk my Seahawks met al hulle wedstryde gaan speel in Genadendal. Want dit is die veld waar hulle in hulle eerste wedstryd vir Caledon gedwing het tot 'n gelykop uitslag. Ja, dis nog ek het nie daaraan gedink. Ja. En ek het verlede week het ek vir myself gesê, as dit nou nie sou gehad nie, maar my geld was eintlik maar op Seahawks gewees. Want en hier wys hulle, lyk my die donkies is hulle goedgesind. Ek het gedink omsit dat ek het nogals gedink dat hy enetjie Genadendal met die tuisvoordeel gaan dalk heel moontlik, want hulle het nie 'n sleg span nie. Gaan heel moontlik hy enetjie net deurraak. En hulle het dit net toe nie deurgehaak nie. Maar hulle kan Seahawks en Genadendal, hulle jaag nog daai eerste een. Ja, nee kyk wat hoe ek gedink het verstaan Seahawks gaan kom met alles wat hulle het. Onthou hulle die vorige 2 weke voordat het hulle gespeel op Genadendal teen een van die Oeverbergse se topspanne Caledon. En ons kan nou maar hier aan toe redeneer en soen toe redeneer en sê maar Caledon het miskien maar van hulle key plays het hy gespeel nie. Maar rugby werk heeltemal anders. Dit gaan rondom om te kyk hoe ver jy jou opponente kan druk om foute te maak. En ek dink Seahawks het gekom met die belief verstaan om te sê kyk jy ons het hier gedroom aan teen 'n topspan. Hier gaan ons wen verstaan jy want hulle weet mos Genadendal is mos maar nou nie 'n topspan, hulle is 'n bietjie swakker verstaan. So hulle het dink 'n kans kom sien verstaan vir die ou Genadendal. En wel dan Seahawks vir hy eerste wen, julle is van die merk af. Julle het nou 'n wen, julle het 'n gelykop wedstryd. En ja, nou kan julle net vorentoe kyk. Stanford het ek natuurlik ek het hom omgekeerd gehad hierdie naweek. Ek het gesê Stanford hulle verloor toe net met 'n punt en Seahawks wen toe met die 2 punte. So baie tyd om sit, maar ek het hom omgekeerd gehad. Nou as ek gaan kyk na die wedstryde wat Stanford gehad het ook en self Seahawks gehad het, was almal harde wedstryde. En dit het sy tol geëis as man kan kyk na die uitslae. Maar daar's op Rangers Caledon. Rangers die Tiere hulle klop vir Caledon 17-15. Daai is in die laaste minute van die wedstryd wat hulle daai 3 druk. Ja, wel dan vir die Tiere daarso. Ja, Danny is baie bly. Hy het weer 'n video gemaak, maar die probleem met die video is, die video staat af in die helfte. As hy nog nie klaar gepraat het nie. Maar Danny hy raak al hoe beter. Het hom sit gesien na ene wat hy regisseur ook is, wat hy sê, sit aan. Ja, nee, en dan sê hy weer, sit af. Ja nee, kyk Danny Bout klop op die stadium vir Rendell Moses, maar nou sien ek Rendell Moses het Sondagmiddag het hy uitgestiek om sy eie sou gehou. Maar op die sou raak het sommer lekker.
Yes. Hy sê dis is sou soos om sit se sou of soos harekool se sou op die sou vat ons sommer ons wat so hê for something nice sommer net is so. Ja, coach A. Ja, môre omsit. Dan stap ons aan na môre toe. Ja, môre natuurlik die enetjie wat ons nou Botterfield speel vir Verliesdorp. Botterfield is terug by die huis. Hulle speel vir Verliesdorp wat harde bene gekou het teen Houston. So hulle sal natuurlik weer op die ander pad wil kom en Botterfield is sterk in die lig op hierdie stadium. Sterk in die lig. Ja, kyk, Botterfield op die punte lê hy 'n punt bo Safkol. En die rede hoekom dit gebeur is omdat Safkol hierdie naweek nie 'n bonuspunt gekry het, verlede naweek nie 'n bonuspunt gekry het teen 'n verswakte Griffies en NT. Ek moet daai dinge 'n bietjie heeltyd inskroef hier in jou in. Dis reg. En jy weet ek het verpaaste het ek 'n boodskap gestuur en toe sê ek vir hom jong en in die week het ek met iemand gepraat op Garbou ook. Ek hoop die 1 punt gaan by Safkol spook soos daai wedstryd wat Boland hulle geskors het wat hulle teen die Alvisia gespeel het aan die einde van die league toe moet hulle wen om top te eindig in die streek te vat. So ons hoop dat hierdie 1 punt wat hulle gemis het gaan vir hulle aan die einde van die dag in 'n posisie sit in die streek om hulle laaste wedstryde te moet wen nie. Ja, omsit ek kan nou nie enige zaak kom en jy hoef nie kommentaar te lewer dat Safkol het verlede jaar ook heeltyd geïdel in die tweede plek en toe dit saak maak toe kom hy deur. So is vat nie alles is nie verlore nie. Alles is nog volgens die plan. Ja, maar kom ons praat 'n bietjie oor Botterfield 'n bietjie meer. Met coach Hussey wat daar is, het hulle myns insiens iemand wat 'n baie uitgeslaapte coach is. En ek dink wat gaat gebeur op Verliesdorp, Botterfield weet hy moet daai wedstryd wen. Nee, hulle speel op Botterfield. Ja, so Botterfield weet hy moet daai wedstryd wen want jy moet jou tuiswedstryde wen. En ek gaan vir Botterfield op die stadium want Verliesdorp is nie in vorm nie. Botterfield is die span wat vir my op die stadium die opwaartse kurwe toon en week na week consistent is. Alhoewel hulle verlede week 'n bietjie gesukkel het daar teen Grabouw. Maar as jy gaan kyk na al die scores verlede week, dit was die hoë scores nie. So hierdie een gee ek vir Botterfield. Ja, die volgende ene is natuurlik Safkol Rangers op Grabouw. Ek wil ook net sterkte toewens daar vir een van Botterfield se spelers daar van Grabouw. Elzyn. Hy het sy been, sy enkel morse gebreek in hy wedstryd en sterkte aan hom in die herstelpad ook. Dan is dit Safkol Rangers wat môre mekaar in die oog kyk. En omsit. Soos ek gesê het, dit gaan 'n dogfight wees. Ouens wat die minste foute maak, ouens wat dissipline die beste is en natuurlik die tuisvoordeel. Jy sê maar min jong, ek luister, praat nog. Nee, as ek kyk na dissipline die beste is, daar is 'n klomp goedjies onder daai manne wat die meeste hulle kansse gaan gebruik en die manne wat definitief die tuisvoordeel vir my gaan 'n groot invloed het op die wedstryd self. Omdat daar 'n baie trotse rekord op Bousan Park dat ek dink in die afgelope 3 jaar is daar nog nie 'n game verloor in die liga daar nie. Ja, weet jy, môre se game is eintlik vir my die wedstryd van die naweek. Want as jy gaan kyk dat Safkol idle nog. Ek weet nie of ek die woord idle kan noem nie. Idle is seker 'n naby woord, maar Safkol het nog hierdie jaar na sy potensiaal gespeel nie. Laat ons eerlik met mekaar wees. Die dinge neek daarso by Safkol. En 'n mens verstaan dit. En ek hoop die toeskouers of die ondersteuners begryp dit ook. Jy kan nie 10 spelers verloor wat verlede jaar deel was van jou sukses en plan
en verwag dat jy op dieselfde on your mark, get us, go moet wees aan die begin nie. Maar gelukkig vir Safcol het Safcol 4 sagte wedstryde gehad waar hulle eintlik in die liga friendlies kon speel. As jy verstaan wat ek bedoel. Ek verstaan heeltemal, ja. Maar het lyk my selfs in die liga se friendlies wat hulle gespeel het hulle ook nie regtig vir my die mas opgehou, het gesukkel. Ek sou gereken het byvoorbeeld, en ek kom weer terug na verlede week se wedstryd. Ek sou gereken het by die tyd verstaan jy begin die spelers te gel. Daar's vertroue tussen die spelers verstaan jy en dit wat die coach hulle leer, hulle kom pas toe en ek sê weer, ek staan by coaches. Spelers moet kon toepas wat die coach vir hulle geleer het in die week. Die coach, ek het 'n kleintjie dood verstaan jy van coaches verstaan jy wat van die kantlyn nou wil coach op die veld. Dis 'n geskreeure hierna toe en doen dit. Sê maar, daai spelers net verder die mekaar. So spelers moet regtig waar begin besef, hulle moet gaan toepas. Hulle moet die situasie lees op die veld en dan moet hulle na die beste van hulle vermoë vir die ondersteuners, vir die coach, vir die bestuur, maar meer as dit alles, daar's borge ook. Die borge soek sy pond vleis, want borge wil nie, na my mening, en ek het sien, deel wees van 'n losing span nie, enige borg. So, ek dink Safcol is, na my mening, sat môre onder geweldige druk. Onder geweldige ek weet, jy gaan dit nie herken nie, coach, want jy's nou betrokke daar. Ek weet, Dimitri gaan dit nie herken nie. Die coach sal dit nie herken nie, maar die span wat die meeste kan verloor môre, as hulle verloor, is Safcol. Want, soos jy self gesê het, Safcol het, ek dink die afgelope 4-5 jaar, het hulle nie verloor op Bousan Park nie. Hulle het 'n goeie track record, maar hulle het 'n goeie geskiedenis, verstaan. So, al die druk wat my aan betref, is môre op Safcol. Rangers aan die ander kant, coach A, as jy gaan kyk, tot hiertoe wat hulle gekom het, het hulle net 'n opwaartse kurwe. En Rangers het op die stadium teen 3 van die top 4 spanne gespeel. Hulle speel môre speel hulle teen die 4de top en hulle het teen Houston het hulle gedrol. Correct, so hulle 3 punte gevat. Hulle teen Botrivier verloor, maar hulle 2 punte gevat daar, so hulle 3 gedruk en hulle ten minste 7 verloor. En verlede naweek het hulle Caledon gespeel, hulle het 4 punte gevat. So, as 'n mens gaan kyk, verstaan jy waar Rangers was en waar Rangers op die stadium is, verstaan, is Rangers vir my die span, verstaan, met die momentum. Maar, soos ek sê, Safcol by die huis en Safcol onder druk as 'n Safcol vir die groot oomblik. So, ek kan vir jou vanaand sê, ek hoop jy jou lyf vet gesmeer, want Benjamin Dwai, hy gaat heel dag kom. Dan die volgende enetjie, natuurlijk Kleinmond gaan, Houston gaan Kleinmond toe. Dat is 'n derby eintlik volgens my. Is dit 'n derby? Ek weet nie om sit. Daai enetjie, dink ek, daai boom gaat te hoog wees vir Kleinmond om te klim. Maar, soos ek sê, miskien is dit weer mistig. Miskien nou hulle weer dinge onder die dekmantel. Ja, coach, as ek ook kyk na die trend hierdie jaar van Houston definitief het gebou die afgelope 2 jaar, hulle het gesukkel. Verlede jaar het almal vir Houston afgeskryf. Mense was negatief oor die jong spelers wat die coaches ingebring het. En hierdie jaar sien ons hulle begin dividende oplewer. Houston is hierdie span op hierdie stadium hierdie jaar al lê hulle, ek dink op die stadium op die punte lê 3de. Yes. Is die span wat na my mening die toon aangee, want alle spanne wat nie in hulle league is, as ek het soek en stel, wat 'n bietjie swak is, hulle vir hulle plat, dis 50 plus. Maar die ding begin nou, teen jou sterker spanne, jou spanne soos 'n Kleinmond wat 'n bietjie weerstand kan bied,
ons het gesien toe hulle kom speel, verstaan jy, teen Rangers, toe drolle. Hulle het amper die wedstryd verloor. Korrek, ja. Hulle het op game time het hulle 'n strafskop gekry. Was baie gelukkig en 'n slaak van verligting toe hulle daai bal oorskop. So, maar ek kan nie sien, verstaan jy, dat Claremont môre vir Houston gaan wen nie. Ja, dan die ander enetjie is natuurlik Caledon Garabou. Caledon is terug by die huis en hulle sal natuurlik wil terugkom na hulle baie close verloor op Bredasdorp. So hulle gaan wil terugkom. En Rabou natuurlik op hierdie stadium desperaat vir 'n wen. Ja, vat ons 'n bietjie deur die Rybes. Caledon- Wat gaan gebeur, coach? Jy's 'n bietjie Caledon- stil vanaand. Ek lyk by die skop van verlede week. Daar's op Rivier se end is nog steeds besig om aan jou lens te vat. Ek is rustig om sit de Caledon natuurlik het nie weggekom in Bredasdorp met 'n wen nie. Hulle het gebly draw in Bredasdorp en hulle het nou Saterdag hy wedstryd verloor, ook in die laaste momente van hy wedstryd. Dit sê vir my dat die reservekrag van Rangers was net 'n bietjie te veel vir Caledon. So indien Grabouw, ek weet Grabouw sukkel op die stadium. Ek weet nie of hulle 'n nuwe voorsitter het of 'n nuwe coach het of nuwe managers het nie, maar as hulle reservekrag nie na wense gaan wees nie, gaan hulle sukkel teen Caledon. Ja, wat dink jy wat gaan die score wees? Score prediction. Het gaan tyd enetjie wees om sit, maar ek sal gaan vir die Canola Boys. Ja, dit sê wel ek vir ons absoluut niks, jong. Jy gaan vir die Canola Boys gaan tyd wees. Wat is tyd? Ek weet die mense daar tyd, hulle is daar tyd op die veld op onder hulle bokke. Hæ? Coach, hoe jy so gekom? Ek sê weer, ek kan sien jy sien jouself vanaand hier. Lyk met daai skok van verlede week en môre is 'n worry van Eddie. Lê baie na in jou hart. Hy het ook sien Seahawks vir Rivier se end. Seahawks Rivier se end om sit nee, wat. Kom ons gee maar vir Seahawks. Ja nee, ek dink Rivier se end gaan dit nie maak nie. Seahawks se sterkte is in die lug. Hulle kom van Genadendal af met 'n wen en ek dink ek is bevrees. Maar dit lyk my daar's allerhande ek het gehoor in die week was daar weer rumors van 'n nuwe bestuurspan wat gekies gaan word daarso by Rivier. Dit is vanaand. Ek het vir ou Rolf gekry daar. Hy sê nie nou waar. As voorsitter en as afrigter. Ja, Ek sê maar Rolfie, Johannes moes vol jou. Hy sê my coach, dit is te vol. Ek kan nie eers meer fokus. Ek kan nie slaap Sansie. Die way die dinge op my gepak is. Ja nee, ek dink die Rivier se end gaan dit maak nie, maar ons hoop maar van die beste want dit is hartseer as jy gekom het tot hierso. Jy het hard beklei, verstaan jy, hard gespeel om uit die boord te kom. En as Rivier se end nie hulle sokkies optrek saam met Genadendal. Hierdie jaar is daar nie uitspeel nie. As jy oneindig is dit tickets. Omdat ek hoop net die ouens se individuele dissipline raak net beter vorentoe. Want jy weet as jy gesap word, gryp die manne as hulle sakke, hulle goed al loop hulle. Sit nie by die res van die dinge nie. So dit's 'n bitter tawwe taak wat wat nog voor lê vir die afrigters daai kant. Want hulle sê ek sê is moeilik om kulture te verander. Ja, en dan sien ons die laaste wedstryd waaroor ons gesels is Stenford gaan Genadendal. Genadendal moet Stenford toe. Coach A. Omsit Stenford wou nie verlede week verloor nie. Hulle het. Hulle ook baie van hulle mense het goed gesê daar op die sosiale media, maar punt by staan, hulle het nie gedoen wat hulle eintlik wou gaan doen het nie. Wegwedstryd 4 punte, bonus is 'n bonus. So hulle het nie gedoen wat hulle moes doen nie, maar Genadendal het hom net nie gemaak nie. So Genadendal jag nog hulle eerste oorwinning. Stenford sal definitief wel regmaak omdat hulle in hulle agterkop het dat Seahawks gaan 5 optel teen Rivier.
Ja nee, definitief. Heel moontlik, maar het kan anders te wees. Die bal mag miskien aan die kant toe spring. Saterdag. Ja nee coach, ek dink ons moet maar met mekaar ooreenkom hier vanaand. Daar is wat my aan betref, ek dink die genadedag het vir Stenford op Stenford môre oor aansit. Ek dink Stenford gaan net eenvoudig te veel skietgoed het vir Genadendal en my geld is op die stadium op Stenford. Ja, Stenford is 'n goed gebalanseerde span omsit en is eintlik vir my, ek sê dit was eintlik vir my die surprise van die naweek. Maar ek bedoel dit op 'n slegte manier nie. So maar ook Genadendal het 'n goeie dek, hulle het goeie agterspelers. Wanneer die klop gaan deurraak, ons sal maar sien. Ja, jong coach, die tyd loop so vinnig. Ek sien ons het alweer in die einde gekom van vanaand se show. Ek wil weer eens vir elkeen, vir elke kyker sê baie dankie dat julle inskakel. Sonder julle is hierdie program van niks waarde nie. En dan wil ons maar net vir elke span wat môre reis of spelers wat op die veld is, wil ons alles sterkte toewens. Dan coach, ek moet dit ook net noem, ek het verlede week het ek nou die voorreg gehad om 'n bietjie Groenpunt toe te gaan. En ek het maar ek het nou nie die voorreg gehad om vir Matteo te sien spring nie. Ek het dit verkeerd gehad. Ek was die Vrydag daar en ek het gedog hy spring ook die Vrydag. En toe verneem ek hy die vorige dag gespring uit dinge en Saterdag het hy 'n hoogte van 2.1 gespring en hy het met goud weggestap. Daar van Atletiek Suid-Afrika se byeenkoms vir skole. Wel dan Matteo, ek weet hierdie naweek dink ek is hulle in Bloemfontein. Is hulle weer vir 'n toernooi. Ek dink is in Bloemfontein, ek is nie seker nie. Maar alle sterkte en seën daarso. En dan die seën daarso van Bredasdorp. Jager Kutsi. Yes. Hy het ook goud gevat in die 400. Dit het ek gesien. Nie die finale, maar die een van die uitdinge. Het was vir my 'n groot voorreg om die jong seun wat hier by ons in die studio op 'n stadium was te sien hardloop. Ek dink wat ons op hulle gesit het daar. En hier sit ons die seun op ja, en daar's nog 'n enetjie om sit. Ek dink hulle het 'n blink toekoms en ek dink die Overberg gaan binnekort gaan ons 'n Springbok weer uit die Overberg kry ten opsigte van Atletiek. Yes. Ek sien verbaas as hierdie 3 jong seuns opgeneem word ook met die volgende Olimpiese spele nie. Ja, en dan wil ek ook ons ander Protea een van die Suid-Afrikaanse nalopers ook gelukwens, Adrian Swart. Hy doen ook op hierdie stadium baie goed uit verlede week die sy resies gewen. En die man seniors en ek dink is in 200 meter ja, net so oor die 20 sekondes gehardloop. Maar soos hy sê, is a different day, same goal. Ja nee, kyk, ek weet nie wat in die water is hier in die Overberg nie, maar sport, rugby, atletiek, die jong seuns kom deur. Cricket en ons en ander sportsoorte ook. Ons wil juist vanaand vra vir die skole, as daar van julle kinders is wat presteer, laat vir ons weet dat ons oor hulle ook in gesels. Ons sal alleenlik kan weet as julle ook die inligting saam met ons deel. So ja, van my kant af coach A, goeienaand. Ja, en van my kant af, syftrap ons coach A, hy's uit.